het, en dan lied 334, God is liefde, juig ons harte, en dan Skrifverwysing 8:1, water sal ek op ons sprinkel, wat nou ook die fokus, dit val op die uitstorting van die Heilige Gees, en daarna begin ons dan met ons erediens. Toen is die ander een eerste hoor, soos 'n wildsbok. Weet jy hom nie? Goed, nee, is reg, dan ons begin dan met 334. Is reg? Dankie, Elsbie. Tinus, die volgende in Skrifverwysing 8:1, vers 1 en 2. Kom ons verklaar van wie ons afhanklik is en op wie ons vertrou vir ons lewe. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, kom ons
sien hoe die Here ons ook seën en hy sy beskerming vir ons gee. Skenk ons Here u beskerming en u ontferming, sien in liefde op ons neer. Seën ons waar ons hier vergader, laat ons tot u nader, laat ons daarom so vergader. Laat ons altyd weet, die Here seën ons met die oorvloed van sy seëninge en dat ons daaruit leef. Amen. Kom ons begin ons erediens en ons sing saam die loflied Psalm 42, daarvan vers 1, 3 en 5. Staan, ons kan staande sing, daarna kan u bly sit. Wanneer sal knas werf toch geen benauwing, God weer sien en klaar aanskouwing. O my siel, waarom onrustig, en wat buig jy jou? Ons gaan lees 'n gedeelte uit die Evangelie volgens Lukas, hoofstuk 24. Na die voorlesing gaan ek vir ons 'n gebed doen en dan gaan ons luister na die boodskap van die Here uit sy woord. Die gedeelte waarop ons gaan fokus vanaand van vers 36 af, volg nou na die opstanding van Christus, wat ons lees in hoofstuk 24 van vers 1 af, en dan die saamloop van Christus saam met die Emmausgangers, waar hy hulle oë oopgemaak het en hulle het verstaan wat gebeur het, en hulle wat dit aan die 11 disippels vertel. En dan hoor ons die gedeelte hier van vers 36 af.
terwyl hulle, dis nou die disippels, terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik? En waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande, my voete, dit is tog ek self. Voel aan my en kyk, 'n gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en sy voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Hulle gee toe vir hom 'n stuk gebakte vis, hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor my geskrywe is. Toe open hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan, en in sy naam moet bekering en vergifnis van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Daarna het hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië, daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Ek gaan bietjie later Efesiërs 2 lees, Tinus. Die gedeelte uit Lukas uit, ons fokusverse gaan ek bietjie vroeër begin ook, Tinus, as jy hom net weer wys, asseblief van vers 49 af, wat in besonder dan ook aansluit by die uitstorting van die Heilige Gees. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, verwysende na die Heilige Gees. Maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo, van die krag van die Heilige Gees toegerus is. En dan terug na die gebeurtenis self, daarna het hy hulle uit die stad uitgelei, tot by Betanië, daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle reaksie dan hierop, hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Ek gaan nou vir ons ook lees 'n gedeelte uit Efesiërs wat hierby aansluit en ook by ons tema aansluit. Maar geliefdes, ons hoofboodskap dan uit die gedeelte is van vervloekte gevonnisde tot gelukkige geseënde. Van vervloekte gevonnisde tot gelukkig geseënde. 3 punte wat daaruit voortvloei, en dit eerste deel kom veral vanuit Efesiërs 2, wat ek dan nou vir ons gaan lees, van straf of vloek tot seën, geseënde van die Here, veral dan uit Lukas 24, wat aansluit by die verbond en by die Ou Testament priesterlike ampt, en dan die 3de punt, 'n geseënde lewe. Broers en susters, kan mense om jou ervaar en sien dat jy uit die volheid van God se teenwoordigheid lewe? Ervaar jy self werklik meer en meer God se teenwoordigheid in jou lewe? Staan die goeie en die regte dinge meer en meer voorop in alles wat jy dink
en wat jy sê en wat jy doen. Oorwin die goeie meer en meer die kwaad in jou lewe. Geliefdes, ons het nou onlangs ook Hemelvaart gevier, maar opstanding, Hemelvaart, Pinkster, as ons daaraan dink en ons daarop fokus en dit werklik wil vier, dan moet jy seker maak dat jy die boodskap daarvan werklik reg verstaan en dat jy die waarheid dan daarvan opreg uitleef. Gemeente van ons Here Jesus Christus, broeders, susters, vriende, Hemelvaart, Pinkster gaan oor die drie enige God. En uit sy woord kom daar vandaan weer 'n besondere boodskap uit hierdie gedeelte aan ons. Lukas 24 vers 50 en 51 vertel vir ons dat Jesus sy hande ophef, sy disippels seën en dat hy so al seënende opgeneem is in die hemel. Die belofte van God se seën en die uitspreek van die seën is nie vir ons iets niets nie. Ons hoor dit by herhaling in die Ou Testament. Seën staan teenoor vloek of straf. En dit is wat ons ook gaan hoor in Efesiërs 2 vers 1 tot 9. En dit is die eerste punt van ons preek en ons gaan dit nou lees. Die eerste hoofpunt dan van straf of vloek tot seën. Kom ons luister weer na Efesiërs 2 vers 1 tot 9 en dan luister in besonder na woorde wat tyd aandui as jy na die gedeelte luister. As ook na die volgende woorde: dood, sonde, onsigbare magte, ongehoorsaam, oorheers, straf, barmhartigheid, liefde en lewend. Kom ons luister nou na die eerste 9 verse van Efesiërs 2. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle leefwyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou in die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons, net soos die ander mense, deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredinge saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou ons laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid of die guns, die genade wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Jesus Christus het hy ons geskep of herskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Luister hiermee saam ook na die gedeelte wat ons ook hoor voordat ons nou by die gedeelte kom van die Efesiërs gedeelte wat ons nou na geluister het. As ons aan die begin van die Efesiërsbrief lees, dan hoor ons dat God deur Paulus aan die Efesiërs sê, vers 3, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. En dan van vers 7 af, hoofstuk 1, deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloediglik aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bestem het.
Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos wat hy ons van vooruit ons bestem het. Geliefdes, hemelvaart en Pinkster het alles te doen met ons verhouding met God en sy verhouding met ons. In ons sonde is ons elendige vervloektes voor God en ons is vasgevang in die mag van die sonde en die duiwel, geestelik dood, vir ewig verlore vir God, vir onsself en ons medemens. En die einde daarvan is 'n doodsbestaan, die ewige dood, die hel, 'n droewige en 'n pynlike bestaan weg van God vir altyd. Maar hemelvaart en Pinkster het ook te doen met God se koninkryk, met sy absolute, soewereine en alleroorheersende koningsmag. Duiwel en die sonde het hierdie koningsmag en hierdie koninkryk binne gedring en dit versteur. Maar God was steeds koning. Hy is steeds koning van alle konings en heerser van alle heersers. Hy is koning van alles. Alles behoort aan hom en hy sal weer sy koningskap ten volle opneem en dit terugkry soos wat dit hoort. So hoor ons alreeds net na die sondeval. Die hele Ou Testament is vol van hoe God die geskiedenis tot sy volheid bestuur. Ons sien dit in God se bemoeienis met Noag, met Abraham, met Isak, met Jakob, met die hele Israel, met Israel se konings, met hulle profete, met hulle priesters. Alles tekens van God se toenemende koningsmag en heenwysings na iets beter, na die volmaakte wat moes aanbreek. Herhaaldelike gebeure van vervloektes tot geseëndes, maar steeds gebroke, tot die volheid van God se tyd sou aanbreek. Ja, alles wys op iets beter wat tot stand moes kom. En dan begin dit met Maria, die geseënde onder die vroue. En dit bereik sy volheid met die geboorte van die beloofde Messias, ons verlosser Jesus Christus. En ook in sy lewe sien ons tekens van straf tot seën. Eers op hom sou die straf en die vloek van God, die Vader, ten volle neerkom, in sy menswording, in sy lyding en in sy dood aan die kruis. Maar ook eers in hom sien ons die volheid van God se seën, van sy goedheid en sy genade. Ja, hierin lê die betekenis van die boodskap van vervloekte of van straf tot seën. Dis die blye boodskap wat vir ons sê, in en deur Christus en die werking van die Gees, het God die Vader ons oorgebring uit die dood na die lewe. Bevry van die ewige dood tot die ewige lewe. Dis die tweede punt van ons boodskap vanaand. In en deur Christus alleen is ons geseëndes van die Here. Broer, suster, gaan lees weer die evangelie volgens Lukas. Lukas begin sy verhaal, die evangelie, die blye boodskap, met die ampt van die priester. Dit begin by die priester Sagaria, wat sy diens in die tempel voor God verrig. Vir hom en sy vrou sal daar 'n seun gebore word. 'n Seun wat 'n profeet sal wees, wat deur God geroep en gestuur is om die volheid van God se tyd aan te kondig, wat die mensdom gereed moes maak vir die koms en vir die deurbraak van God se koningsmag, vir die koms van die beloofde Messias. En nou eindig Lukas sy verhaal met Jesus Christus wat na sy opstanding aan sy disippels verskyn en sy hande ophef en hulle seën. Geliefdes, in Christus trek al God se beloftes van seën bymekaar en kry dit sy volle betekenis. As verbondsgod wou God dat die mens die rykdom van sy seëninge ervaar. Hulle moes weer sy kinders wees en hy hulle God. Luister maar net na die verskillende woorde waarmee die seëninge van God onder andere beskryf word. Goedertierenheid, goedheid, guns, genade, liefde, vrede, barmhartigheid, ontferming, mededoe, lankmoedigheid.
Ja, in Christus openbaar God aan ons sy volheid, die volheid van sy majesteit en sy heerlikheid. Die laaste profeet van die ou bedeling, Johannes die Doper, profeteer van die lig wat uit die duisternis kom skyn. Johannes 1. En reeds voor hom het Maleagi al verkondig van die son van redding wat sal verskyn en dat daar in sy strale genesing sal wees. Maleagi 4. Ja, Christus weerspieël werklik die heerlikheid van God die Vader. Daarom wys al die beloftes van seën en die uitsprake van die priesterlike seën na hom. Hy is die een wat die volheid van God se seëninge oor God se kinders kan uitspreek. Maar nie net kan uitspreek nie, ook kan uitstort. Hoor maar weer wat God deur die profeet Jesegiel geopenbaar het. Jesegiel hoofstuk 34. Ons hoor dit van vers 23 af. Ek lees dit vir ons uit die 53 vertaling. Jesegiel 34. God sê, ek sal een enkele herder oor my volk verwek, en hy sal hulle laat wy, naamlik my knegt Dawid. Hy sal hulle laat wy, en hy sal vir hulle 'n herder wees. En ek die Here, ek sal vir hulle God wees, en my knegt Dawid 'n vors in hulle midde. Ek die Here het dit gespreek. En ek sal 'n verbond van vrede met hulle sluit, en die wilde diere uit die land laat verdwyn, en hulle sal veilig bly in die woestyn en slaap in die bosse. En ek sal hulle in die plekke rondom my heuwel tot 'n seën maak, en die stortseën laat val op sy tyd. Stortreëns van seën sal dit wees. Verwysing na Christus en die uitstorting van die Heilige Gees. En dan ook in Joël hoofstuk 2, ons hoor dit van vers 23 af, die profesie van Joël, kinders van Sion, juig en wees bly in die Here julle God. Want hy gee vir julle 'n leraar tot geregtigheid, en laat op julle neerdal die reën, die vroeë reën en die laat reën, soos voorheen. Dan die bekende gedeelte van vers 27, 28, en julle sal weet dat ek in die midde van Israel is, en dat ek die Here julle God is, en niemand anders nie, en my volk sal in ewigheid nie beskaam staan nie. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien. En ook op die diensknegte en op my diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. Vers 32, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Want op die berg Sion in Jerusalem sal daar ontkoming wees, soos die Here gesê het, en onder die vrygeraaktes, die wat die Here aanroep. En dan hoor ons die vervulling daarvan in Handelinge 2. Ons ken die bekende gedeelte uit Jesus se toespraak wat terugverwys na hierdie gedeelte. Handelinge 2 van vers 32 af. Deel van Petrus se toespraak. God het Jesus uit die dood laat opstaan, daarvan ons almal getuies. Hy's verhoog aan die regterhand van God, en hy het die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. Dawid het nie na die hemel toe opgevaar nie, en tog sê hy, die Here het vir my gesê, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Die laaste gedeelte wat ek nou wil verwys, wat betrekking op die vervulling van God se beloftes, is Efesiërs 4 vers 10. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. Nou, God is besig met die vervulling van alles. En nou is God besig om as die ware koning sy koninkryk te vul met sy teenwoordigheid.
En ook die mens moet nou buig onder sy koningskap en uiteindelik ook die volheid van sy majesteit en heerlikheid ontvang en ervaar. En daarom vernuwe hy die mens, ook deur sy gees. Dit wat met die Pinkstergebeure op 'n besondere manier begin het. Die mens wat deur wedergeboorte en geloof aan Jesus verbind word nou 'n geseënde van die Here, 'n ontvanger van die volle heerlikheid van God. Ontvanger van die volle lig van God. Dit is die skat wat jy ontvang, soos wat God ook deur Paulus in 2 Korintiërs 4 dit stel, skat in kleipotte. Kleipotte wat deur die sonde breekbaar en weerloos en swak is. Kleipotte wat in hulle gebrokenheid nie goeie ontvangers is en goeie houers is van die uitstorting van God se volheid en dit ook nie kan wees nie. Kleipotte wat mors, wat nie bruikbaar is nie, wat omval, wat teen mekaar stamp, wat in skerwe lê. En self kan ons as gebroke kleipotte niks doen om weer heel te word, om die volle seën van God te ontvang nie. Maar juis hier begin die seënende hand van God ons optel. Hy is die pottebakker, die skepper van hierdie kleipot. En wat doen hy met hierdie nuttelose kleipot? Hy maak dit heel, hy herstel dit. So hoor ons dit in Efesiërs 2 vers 10. In Christus herskep hy ons sodat ons weer heel kan wees. Sodat ons weer goeie ontvangers en goeie houers en goeie uitdelers kan wees van sy seën. Dit bring ons by die derde punt van hierdie boodskap. As Christen is jy 'n geseënde van die Here. Leef dan nou voluit soos 'n geseënde van die Here. Dus susters, God die Vader sê aan jou as Christen, as my kind, as my geseënde, weerspieël jy die heerlikheid van die Here. Jy word al hoe meer verander aan die beeld van my seun Jesus Christus en jy word aan hom gelyk en die heerlikheid wat van jou uitstraal neem steeds toe. Ons hoor dit in 1 Korintiërs 2 vers 3 tot 18. Ja, in Christus en deur die werking van die Heilige Gees is ons nuut gemaak, is ons nuwe mense, wat weer heilig en onberispelik voor God en ons medemens kan lewe. Dat ons dan uit dankbaarheid vir God met ons hele lewe loof en prys. Dat ons sigbaar vir almal om te sien in ongeveinsde en opregte liefde leef teenoor hom en teenoor ons medemens. Laat ons werklik ook 'n seën wees vir die naby aan ons, maar ook vir almal wat op ons pad kom. En laat ons leef met 'n vaste sekerheid dat ons bestaan aan hom te danke het, uit hom en deur hom en tot hom. En mag ons ook hierin tot aan die einde volhard, sodat ons verlosser en Here kan hoor sê dit wat in Matteus 25 vers 35 staan: Kom julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk van die skepping van die wêreld is vir julle voorberei. Neem dit nou as erfenis in besit. Amen. Kom ons bid saam. Ons dank U, o Hemelse Vader, dat U Uself aan ons kom bekend maak het. Dat ons kan leer uit U woord en van Uself deur U Gees. Dat U ons oorgebring het in die mag van die sonde en die duiwel om weer by U te lewe. Van vervloekte tot geseënde. Help ons Here om dit regtig te besef. Dat ons geseëndes van U is. En dit alles omdat U vir ons lief is. Dit alles omdat U 'n God van genade is. Gee dat ons weer daaraan sal terugdink. As ons dink aan die uitstorting van U Gees. Dankie O Gees dat U ons gebring het tot geloof.
Dat hy ons teruggebring het om in God die Vader se teenwoordigheid te leef. Dankie o Christus dat hy vir ons gesterf het, dat ons kan lewe. Dat ons weer geseëndes kan wees. Help ons, Here, om soos geseëndes te lewe. En dat mense dit sal raak sien in ons lewe. En dat ons so deur U gebruik sal word. Terwyl U die aarde vul met U teenwoordigheid. Dat ons U heerlikheid uitstraal in ons lewe en dat dit steeds meer en meer sal toeneem. Dat ons ander ook sal bring om weer by U en naby U te lewe. Versterk ons en lei ons elkeen. U het ons geroep om in U diens te staan, te lewe en te werk. Gee dat ons U koningsmag en U seëninge, die oorvloed van U seëninge meer en meer sal ervaar. En ons uit dankbaarheid biddend voor U sal lewe. En dat ander mense sal sien dat daar iets anders is in ons as in die gewone wêreldse mens wat U nie ken nie, wat U nie reg ken nie. Versterk ons, U ken ons elkeen, U ken ons omstandighede waarin ons lewe. U ken ons land se omstandighede. Gee dat ons uit U en deur U en tot U sal leef en werklik 'n verskil sal maak daar waar ons is, omdat ons U geseëndes is. En ons wil U daarvoor dank en loof. Ons wil U prys met alles wat ons is en het. Amen. Die kollektes is soos die gewoonte is vir Bybelverspreiding. Ons gaan dit by die deure opneem, né? Dit gaan die maklikste wees. Kom ons sluit af met Skrifbereiding 10:2, dis die Onse Vader. En dan sien ons hoe die Here ons nog steeds seën en dan kan ons kollektes by die deure afgee. Vader, woon in die hemel, geheilig sy naam. Laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde net soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Van U is die ryk en die sterkte en die ere vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Ontvang nou die seën en weet dat die Here ons voortdurend seën soos hy ook opgeneem is in die hemel al seënende en dat ons nog steeds sy seën ontvang deur sy Gees. Mag julle deur al die wysheid en die insig wat die Gees gee tot volle kennis kom van wat God se wil is
Mag julle tot die eer van die Here lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en meer toeneem in die kennis van God. Amen.